Weet as ou met jou medegelowiges omgaan, gaan jy altyd op plekke kom en dinge hoor wat jou laat stil word en bietjie laat dink. En een so geleentheid was gister, ons Charles se maaf, die wat nog nie weet nie, is hierdie week oorlede. En ons het daar gister begrawe. En of die gedenkdiens was gister. En na die tyd het sy broer en hy vertel van haar lewe, Tannie Irma se lewe, en pragtige mooi gelowige gewees. Maar as een sinnetjie wat my laat stil word het. Een sinnetjie wat my laat dink het oor die lewe en hierdie prediking, hierdie preek eintlik heeltemal 'n nuwe rigting laat inslaan het. En dis was die woordjie: ek is dankbaar oor hoe baie sy seekos by die restaurant geniet het. Ek is dankbaar hoe baie sy seekos in die restaurant geniet het. Is dit nie pragtig? Wat sê dit? Dit sê van 'n seun wat stil geword het en na ma gekyk het en die klein goedjies wat sy geniet het. Dit sê van 'n seun wat liefde gehad het en bly was. Iets het in sy hart gebeur as hy gesien het dat sy ma, of die een wat hy lief het, iets geniet, iets lief het. Het hom gevul met dankbaarheid. Dis die woord wat hy gekies het om sy ma se liefde vir seekos by die restaurant te beskryf. Dis waaroor vandag se prediking gaan. En ek dink dis 'n groot sleutel tot 'n gelukkige lewe. Is om te kan lief hê. En so selfloos te wees dat jy bly is oor die genot van iemand anders. 'n stukkie genot. Dat jy dit kan sien. Dat jy kan saam bly wees. Het jy so lief? Het jy so lief? Ons is nou in die derde preek in Romeine, die laaste gedeelte van Romeine. Ons gaan Sondag, as Here se wil is, ek dink is Sondag Moedersdag, nog nie, die Sondag daarna, so volgende Sondag gaan ons aan met Romeine. Ons gaan Moedersdag net 'n bietjie breek vat, vir 'n Moedersdag preek, wat ek opgewonde is, bring jou moeder, as jy moeder is, kom. As jy nog geen moeder is, maar moeder wil wees, kom. Ons is opgewonde oor dit. Ons gaan nou net 'n breek vat, maar ons is in 'n reeks oor Romeine. Ons wil graag die hele Romeine deur preek, en ons is hier op die einde. Maar ons is nou nie deel waar Paulus toepassings maak. So hy het uit die teologie neergelê, hy het die wetenskap neergelê, hy het verduidelik hoe dit werk, en hy het dit mooi verpak, en ons hy delf diep in baie temas, en hier is dit asof hy saamvat en probeer toepassings maak. Of nie probeer nie, Paulus het reg gekry, hy maak toepassings. En ons het nou gesien, Romeine 12 gaan oor as gemeente, hoe om lief te hê as gemeente, en hoe om te werk as gemeente, en wat sy sweer van 'n gemeente die toepassing van hoe 'n gemeente onder mekaar moet wees, en mekaar moet dien, en alles. En dan laasweek het ons sien, Romeine 13 gaan hy oor na die owerheid toe, en hierdie week gaan dit oor die individu. So ons onthou mos Abraham Kuyper, wat hierdie goed raak gesien, en sê het goed, daar is sfere van invloed en sfere van gesag, en die kerk het sekere plek, en die familie het 'n sekere plek, en die staat het 'n sekere plek, en nou is ons by die individu. Hoe moet die individu optree teenoor ander individue? Hoe moet ek en jy optree in 2025 met mense om ons, wat is soos die mense om ons is? En hy begin, en hy sê, vers 8, wees aan niemand iets verskuldig nie. Laasweek het ons gesien,
moet die staat eer, ons moet hom dien, en maar hier gaan hy aan en sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Nou dis 'n lekker kort sinnetjie, maar 'n sinnetjie wat eintlik herkou moet word. Eintlik 'n sinnetjie wat bietjie oordink moet word. Niemand beteken niemand nie. Wees aan niemand iets skuldig. Nou dit sê nie, jy mag glad nie skuld maak nie. Daar's ander dele in die Bybel wat sê, dis beter om nie skuld te maak nie. Hier gaan dit oor finansiële goed nie. Hier gaan dit oor liefde. Hier gaan dit oor dien. Betaal jou skuld as jy iemand skuld, dis die regte ding om te doen. Maar wat sê hy? Behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. So is iets wat onuitputbaar is. Hoe kan jy sê, ek het jou nou genoeg lief gehad? Dis nou my rekening is nou betaal, en so ek hoef nou nie jou meer lief te hê nie. Ek kan mos nie, dis onmoontlik. So, wees aan niemand iets verskuldig behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het die wet vervul. En nou hier wil ek net handrem vinnig optrek. Ek is hierdie week gevra oor medemens en moet ons nou in alle opsigte die staat dien. Medemens, as jy vra wie is my medemens, as jy vra wie is my naaste, is ek dink die beste plek om na toe te gaan is die gelykenis wat ons Here Jesus vertel het van die barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan het nie gevra, is die Jood wat daar lê en stikkend is my medemens nie. Hy het gevra, hoe kan ek hierdie ou wat God op my pad gestuur het dien? So die vraag is eintlik nie, wie is my medemens, maar wie se medemens kan ek wees? Wie kan ek liefde gee? Wie kan ek dien? Ons het begin met Filippense, wat ons gelees het, wat sê, God het die hemel gelos, hy is volkome God, en hy het dit gelos, om mens te kom word. So hy het 'n grens oortree, of oorskry, nie oortree nie, hy het niks oortree nie, maar die grens oorskry, en hy het kom deel word van ons, hy het soos ons kom word, sodat hy ons kan dien. En daarom moet ons bereid wees, om grense oor te stap, en te dien. Is aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om lief te hê. Wie sy medemens lief het, die wet vervul. Hoef nie meer vrae daaroor te vra nie, hoef nie daaroor te twyfel nie. Kyk in die spieël en weet, ek is 'n sondige mens, en uit my eie is ek tot niks goed in staat nie, en daarom gaan die sondige mens in my gaan rebelleer hierteen, en ek gaan nie wil hierdie goed doen nie. Bely dit en laat staan dit en gaan aan in jou lewe. Dit sê nie jy moet jou identiteit as boer opgee nie, dit sê nie jy moet jou identiteit as Afrikaner opgee nie, dit sê nie jy moet veg vir jou eie mense nie, dit sê nie jy mag nie lief wees vir jou eie mense nie. Paulus sê ek sal hel toe gaan as dit maak dat ek my eie mense kan laat hemel toe gaan. Sê maar dis onmoontlik, ek kan nie dit doen nie. So lief was hy vir sy eie mense. Maar hy het sy lewe gegee vir ons voorvaders om Europa te kersting. Hy het sy lewe daarvoor gegee. En dis belangrik om daai onderskeid te kan tref. Want ons het groot geword as of die een of die ander, is nie of die een of die ander nie. Dis 'n heilige een en 'n heilige ander een, en dis saam. Saam dien ons God. Saam vervul ons die wet. Saam doen ons wat God van ons verwag. Wie sy medemens liefhet, het die wet vervul. En sien nie so vervul nie, hy gebruik die woordjie vervul, hy gebruik nie die woordjie vervang nie, hy gebruik nie die woordjie los agter nie, hy gebruik die woordjie vervul. God se bedoeling met die wet was nog altyd liefde. Van die begin af.
was nog altyd liefde. Die bedoeling van die wet was nooit om redding te bring nie. Wanneer Gina vandag aan belydenis van geloof af lê, wat is die goed wat ons wou hoor as ouderling? Ons wou hoor, sy dink nie die wet, die 10 gebooie, gaan haar in die hemel bring. Ons wou hoor, glo sy, die kruis, daar's 'n kruis in haar lewe. Glo sy kon nie uit haar eie uit in die hemel kom. Glo sy, dat ons Here Jesus Christus gesterf het vir haar. Is dit wat sy glo? Het sy 'n lewendige verhouding met hierdie wese, wat ons God verenig. Dis wat ons wou hoor. Ons sien die wet kan jou nie in die hemel bring. Die wet kan jou nie in die hemel bring. En Paulus is 'n fariseer geweest. Paulus se lewe uit sy lewe gewy om die wet te vat, te ondersoek, goed rondom die wette te skryf sodat sy mense nog beter die wet kan onderhou. Sodat sy mense nog heiliger kan leef voor die Here. En toe Paulus tot bekering kom, sê hy, ek beskou daai lewe, en hy gebruik 'n wille woord, hy gebruik die woordjie drek. Dis hoe ek dit beskou. Hoekom? Want vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. So hy besef, hy kon niks doen, en al die wette wat hy hier maak, en al die dinge wat hy doen, kan hom nie in die hemel bring, net Christus. Net geloof, net as hy 'n wedergebore kind van die Here is. Dis al wat hom in die hemel kan bring. Dis al wat kan maak dat hy sy geloof kan uitleef, is wat Christus gedoen het vir hom. Luister wat sê hy oor vers 9, want dit, jy mag nie egbreek, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En die liefde wat hy gebruik, is agape, is liefde van God af, is meer as broederliefde, dis nie liefde tussen man en vrou nie, dis liefde wat God in jou plaas, sodat jy kan lief hê. Jou naaste lief hê soos jouself. So die beginsel hier is jou antwoord op jou gebed, toe met die Nilo Stolse woorde kan gebruik, antwoord jou gebed is nooit 'n ander man se vrou nie, of 'n ander vrou se man nie. Dit is nooit die antwoord op jou gebed nie. Maak nie saak hoe goed liefde voel nie, maak nie saak hoe reg dit voel nie. Egbreek beteken, jy het nie lief genoeg gehad nie. En egbreek is enige vorm van seksuele daad, en dit kan al, die Here sê, as jy in jou hart dit gedink het jy al reeds egbreek gepleeg. Is enige daad wat nie met jou man of met jou vrou is. Dis egbreek, dis hoe hoog die baar is. Moord dieselfde. As jy kwaad word vir iemand, sê die Here, het jy reeds, as jy broer vloek, het jy reeds moord gepleeg in jou hart. Want jy nie jou broer lief genoeg gehad nie. Steel dieselfde, begeer dieselfde. Buite staan 'n oranje superbike, Honda Repsol 1000cc. Een van ons lidmaat het vandag met hom aangekom. Ek is baie opgewonde saam met hom. Ek is nie jaloers daarop nie. Ek is dankbaar in die Here. Hoekom? Terwyl ek nie so motorfiets kan bekostig nie, is ek nie jaloers daarop nie. Ek is dankbaar. Want ek kyk na hom en ek het hom lief. En ek is dankbaar dat God besig is om aan hom te werk, sodat hy hierdie goed kan bekostig.
Ek is saam met hom bly dat hy ietsie van God kan geniet. Want God voorsien alle dinge. Dis God wat voorsien. Is dit waar ons is ons op 'n plek waar ons bly is as 'n ander persoon goed doen, as ons ander persoon sien dat God se seën 'n hand op hulle is, as ons dankbaar daaroor of wil ons wys, maar ons is ook oulik. Liefde, vers 10, doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is liefde die vervulling van die wet. Sien, hy herhaal dit, en as Paulus herhaal, dan weet ons, dis 'n vergrootglas wat neergesit word, dis belangrik vir hom. Dis belangrik dat ons hoor, liefde vervul die wet. Doen die naaste geen kwaad nie. Vervul die wet. Agape. Hoe lief het jy die mense om jou? Ek dink om daai vraag te antwoord, moet jy eintlik vra, hoe bewus is jy van God se liefde vir jou? Want jy gaan nie kan agape liefde hê nie, as jy nie bewus is van God se genade vir jou. Ek het al baie aangevat oor Reckless Love, dat ons Reckless Love sing. So is nie gereformeerd nie, dit is die mees gereformeerde gesang, of een van die mees gereformeerde gesange wat daar is. Hoekom? Want hy begin met 'n God wat eerste praat, wat eerste kies, nog voor ons kom bely, is daar Vader wat gekies het. Dis 'n gelowige wat uitroep, maar ek besef, God het alles gedoen. Ek het alles verkeerd gedoen. Ek het weggeloop. Ek het my rug gedraai op hom. Ek het alles gedoen wat die dood verdien. Ek het alles gedoen wat verdien dat hierdie Vader my uit die huis uitskop, van die plaas af jag. Dis was ek. Maar sy liefde het hom tot die dood toe gedryf. Sy liefde vir my. Vir my het hy engele gelos wat hom aanbid. Vir my het hy 'n troon gelos. Vir my het hy kom haal daar tussen die varke. En as jy dit besef, as jy dit proe, as jy dit regtig proe, hoe gaan jy 'n hart hê wat net hoe gaan jy? Jou hart gaan oop wees vir mense, jou beursie gaan oop wees vir mense, jou hele ingesteldheid gaan anders wees, want jy gaan wil lief hê, want God het my lief gehad. Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek nie gaan en verkondig nie? Hoe kan ek sien dat ander ouens langs my in dieselfde situasie is waar ek is en hulle net los? As God dan dit alles vir my opgeoffer het, wie is ek om net stil te wees? Ek kan nie. Agape liefde. Is liefde wat gee. En dan sit asof Paulus 'n bietjie ratte verwissel, asof Paulus 'n bietjie sê nee, dis bietjie te sag. Kom ek slaan die spyker net nog bietjie harder in. Kom ek tel die res so klein bietjie op. Hy sê, boonop ken julle, vers 11, boonop ken julle die bestemde tyd, dat die uur reeds daar is, om uit die slaap wakker te word. Ja, ons verlossing is nou nader, as toe ons tot geloof gekom het. Die Griekse woord daar, die ou vertaling het dit eintlik beter, die 53 vertaling het beter, is hoogtyd. Dis hoogtyd, dis nou. Ons kan nie meer slaap nie,
Ons kan nie meer net rusteloos, ons kan nie net rus nie, ons kan nie meer net sit en hande vou nie. Ons kan nie meer net YouTube kykie. Sê dis nou ernstig. Hier sit nou, dis nou kranstyd. Dis nou hier waar ons wat nou regmaak vir die Comrades, dis nou hier voor die wat's die tyd was jy afsnytyd. Die afsnytyd. Ons is net so voor afsnytyd. Ons moet nou beweeg, anderster gaan ons met die bus terug moet ry. As ons hierdie resies wil suksesvol voltooi, moet ons nou wakker wees, moet ons oë oop wees, moet ons harte oop wees. Hoekom? Die tyd is nou naby. Nader as toe ons tot geloof gekom het. As jy kyk na die wêreld, Jesus is op pad. Die ou mense het so halleluja liedjie gehad, wat bietjie minder gereformeerd is as Reckless Love. Maar wat sê, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Here ontmoet. Niks te offer aan sy voete, dan kan ek die res onthou nie, maar dit skep 'n idee van, as God nou kom, as hy nou verskyn, waarmee is ek besig? Het ek iets om te wys vir my werk? En ek dink die skrywer het hierdie erns besef, het besef wat Paulus probeer sê. Die nag het reeds ver gevorder, is amper dag, is al skemer, jy kan die son begin sien opkom. Jesus is op pad. Doen dan afstand van die praktyke van die duisternis en trek die wapenrusting aan. Die woord wat hy gebruik is vir 'n Griekse soldaat, maar 'n spesifieke Griekse soldaat, wat die kommentaar is nou in Engels gewees, maar as 'n hoplite is die soldaat hulle hom genoem. Nou, daai ouens was uit die werkersklas gewees, en hulle is goed opgeleide ouens gewees, maar wat hulle kon oproep dadelik om te gaan veg, en daai ouens was sy hele lyf was toegemaak, soos hy selfs op sy voete het hulle eisters gehad, sy hele lyf was toegewees, so, en hy gebruik dit as voorbeeld, hy sê, wees dan so, beklee hulle soos daai soldate van die lig, beklee hulle soos dit, dat daar absoluut geen plek is vir die duiwel om te kan penetreer, en dat daar absoluut geen plek is waar die duiwel kan slaan nie. Maak jouself reg vir oorlog. En dis wat Paulus probeer sê, hy gebruik eers slaap, word wakker uit die slaap uit, en dan gebruik hy oorlogstaal. So ons is besig met oorlog. En dis die waarheid, ons is besig met oorlog. Daar is 'n wese wat boos is. En daai wese se naam is duiwel, Satan. En daai wese loop rond om jou te verslind. Daai wese wil die wêreld om jou gebruik om jou van God af weg te hou. Daai wese wil jou gebruik om jou op 'n plek te kry waar jy nie kan lief hê voluit nie. Waar jy sluimerend is, waar jy slapend is. Hy wil op 'n plek kry waar jy niks vir die evangelie en vir die koninkryk beteken. Dis nie daar waar jy koud is nie. Dis nie daar waar jy ver weg is in die bordele en daar nie. Waar is jy waar beteken jy die minste? Jy moet ook die bordele toe gaan nie. Maar waar is hy tevrede met jou? As jy in die kerk sit en slapend is. As jy maar net kruispunt bywoon en net die regte dinge sê en maar net die is. Net koffie skink. As jy gewete maar net gesis is. Maar jy weet, eintlik is jy nul op 'n kontrak in die geveg nie. Eintlik is jy nêrens nie. Soos 'n rugby speler wat, ons almal ken dit, wat jy op heel agter sit of op die reservebank sit.
Hy's net nooit nêrens nie. Hy daag nie op nie. Hy's nie al daag hy op is hy nie opgedaag nie. Dis waar die duiwel jou wil hê. Paulus sê nee. Hy sê vers 14 weer: beklee julle met die Here Jesus Christus en maak nie voorsiening vir julle sondige aard om sy drange te bevredig nie. So is weer daai ding van beklee, weer die soldate woordjie. Beklee julle met Christus. My voete is bereid om te loop waar ek moet loop, want Christus het my kom jaag. Christus het my kom haal. Ek het op my bors het ek 'n wapenrusting aan. Ek is verlos. En ek leef uit genade uit, ek leef uit liefde uit en niks kan penetreer hier. My kop gebruik ek, my verstand gebruik ek en ek stel hom in staat en ek wil die beste, ek wil my Bybel die beste ken en ek wil my gedagtes heilig en ek maak seker dat my oë nie nonsens kyk nie. Ek maak seker dat my oë nie dwaal nie want ek weet God sien wat ek sien. En ek het God lief en ek wil nie hê hy moet seer gemaak word nie. Daarom kyk ek nie na nonsens nie. Daarom praat ek nie nonsens nie. Daarom wil ek my brein reg hê, skerp hê, wakker hê. Sodat ek verskil kan maak op straat. Ek wil my hande oop hê. Nie vasgehou in alles wat ek kan bymekaar maak en dat mense my kan sien. Nee, ek wil my hande oop hê sodat ek kan reg wees vir die geveg. Sodat my hande kan los wees, sodat ek kan beskerm, sodat ek kan aanval as ek moet, sodat ek nie ekstras het nie. Ek dink is Danfoos of ek kan nie die kommentator onthou nie, maar is 'n professor gewees wat sê hierdie ouens het buite in die klere het hulle alles uitgetrek. So hulle het hierdie goed gehad en dan niks verder nie. En die rede agter dit is hulle wil kon beweeg, vinnig kon beweeg in tye van oorlog. Want as jy te stadig is, as jy in die slaap is, as jy te veel gewig het, was jy doodgemaak. So dis twee goed wat Paulus sê. Is een kant beklee jou ten volle dat daar geen plek is vir Satan om aan te val. Aan die ander kant is maak jou lig genoeg sodat jy kan aanval en jy moet aanval. En wat is dit? Waarmee val ons aan? Met liefde. Ons val aan met genade. Ons val aan met hoop wat ons gee. Shawshank Redemption. So 'n mooie aanhaling van Shawshank Redemption wat nou in my kop opkom is toe hy nou uit is en hy wag op die strand vir die mense. Toe skryf Red wat nou agterbly, toe skryf hy het besef dat party voël se vere te helder is om in 'n hok te hou. Party ouens kyk net te helder. Kan nie vashou. En wat was dit wat Red gesien het? En Shawshank Redemption, wat was dit wat hy gesien het? Al wat hy gesien het, al wat hy geproe het, daar in die tronk was, hierdie ou wat liefde gee. Hierdie ou wat kom dien. En dit het hom hoop gegee. Dit gemaak dat hy na hom kyk en dink maar hierdie ou se vere is te helder. Ons kan hom nie vashou nie. Liewe Gina en familie en vriende en besoekers en die kruisfamilie, kruisgesin. Mag mense dit van jou sê. Mag mense van jou ook sê, hierdie het so lief gehad. Sy vere het so helder gewees, dat ons nie kan vashou nie. Mag mense na jou kyk en mag hulle besef dat hierdie liefde wat hulle ervaar is agape liefde. Hierdie liefde is liefde wat onvervals is. Hierdie ou het nie my lief en hierdie ou is nie daar vir my en my vriend en sodat mense hom kan raak sien of sodat hy iets uit my kan kry nie, maar hierdie ou het my lief omdat hy my lief het. En dis wat God sê, nê?
Ou Testament gaan lees dit. God sê, ek het jou lief, want ek het jou lief. Dit kom binne, dit kom uit God uit. Dis wie hy is. Hy's liefde. Mag hy liefde straal aan die wêreld daar buite. Pretoria het liefde nodig. Die mense om jou het liefde nodig. Het genade nodig. Kyk in die spieël. Kyk in die spieël en besef, God het jou so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, om jou van alle ongeregtigheid te red. En mag daai wete jou dwing, jou dring, jou petrol wees, om te kan liefde gee. Moenie bekommerd wees oor wie is jou naaste en wie is nie jou naaste. Moenie sulke nonsens vra nie. Waar is jou kop? Die persoon voor my. Die persoon op my pad. Hoe sou Christus hom gedien het? Dien hom so. En oorgaan deur die bevestiging van Gina of die bevestiging. Belydenis van geloof aflegging, ekskuus, ek moet dit reg sê. Sy taalpuriste hier by ons. Maar gaan ons eers 'n gebed doen. En dan gaan ek vra Gina vorentoe kom. Terwyl Gina vorentoe kom, gaan ons 'n videoetjie speel wat daar getuienis is en ek's baie opgewonde oor die video. So kom ons, soos ons sit, kom ons bid net saam. Ag Here, ons loof en ons prys U vir liefde en genade en ons bid, wil U met ons wees en wil U gee dat ons meer sal lief hê. Here, ons weet U het ons meer lief as wat ons osself het. En het ons meer lief as wat ons ooit sal besef hierdie kant van die hemel, hierdie kant van die ewigheid en ons loof U daarvoor en ons bid, help ons om meer lief te hê, help ons om so ook U wette vervul. Help ons om op te hou bekommerd wees oor klein dinge, maar help ons om die volle wapenrusting aan te trek en help ons om alles af te gooi wat tussen U en ons staan. Maar ons bid nou waar 'n jong dogter van U, waar sy voor die wêreld gaan bely, sy glo, wil ons eerstens dankie sê. Ons wil bid, gee vir ons in ons harte 'n liefde vir haar. Help ons om vir haar te bly bid, vir haar te bly ondersteun. Ons wil dankie sê ook dat ons in haar van haar dieselfde kan sê as wat Paulus gesê het vir Timoteus en dat ons vir Gina kan sê, Gina, ons sien in jou die geloof wat in jou ma is en ons sien in die selfde geloof wat in jou ouma is. En ons loof en ons prys U daarvoor. En ons dankie Here vir die voorreg om hierdie belydenis saam te kan meemaak. Maar ons bid in die praktyk daar buite, gee dat 'n verskil sal maak. Gee dat ons hierdie stad sal lief hê en dat ons liefde sal maak dat daar meer besighede sal kom. Dat weeshuise beter ondersteun sal word, dat meer weduwees versorg sal word. Here, gee vir ons dat hierdie liefde wat ons het, wat van U afkom, meer mense sal bring na U toe. Meer mense sal inbring na hierdie stoele toe, Here, want hier is nog so baie stoele wat nog oop is. Nie omdat ons die stoele wil vol hê nie, maar omdat ons met blydskap uitsien dat nog 'n kind van U onder die klank van die woord kan kom, dat nog 'n kind van U mag nagmaal gebruik, dat nog 'n kind van U mag hoor so sê die Here en nog 'n kind van U mag uitroep. Nog voor ek 'n woord gespreek het U naam, my naam gebruik en my aangeroep. Wees ons Here, dat ons hierdie goed mag beleef. Wees ons is dit nie werd nie, maar deur die kruis, deur die genade en die genade alleen, kan ons hier aanvas en ons loof en ons prys U daarvoor. Wees met Gina nou, en wil ek gee dat hierdie dag vir haar 'n besonderse dag sal wees, dat dit nie net nog 'n ding is nie, net nog iets wat sy doen nie,
net nog 'n mylpaal is wat sy bereik nie, maar dit werklik 'n hartsdag sal wees. En dankie dat ons met die gesprekke voor die tyd en kan bely, ons glo en ons sien en ons is oortuig dat dit vir haar iets groots is nou wat sy doen. Dankie vir wedergeboorte en dankie vir genade en liefde. Ons dankie in Jesus naam. Amen. Gina. Okay, speel so lank daai videoetjie. Hallo familie, vriende en gemeente. My naam vir die wat nie weet nie is Gina. Van hulle het my nou dalk rondgesien en weet nie veel oor my nie. Wel, op 'n tyd in my lewe het ek deur baie in my kop gegaan. Dit het gevoel of daar geen hoop was nie en of ek vir ewig in die donker sou wees. Maar God het my gelei na die kruis. Hier het ek meer oor hom geleer. En deur die het ek 'n lig in my donker gekry. Na tyd was dit nie meer een klein vlam nie, maar 'n groot vuur wat my weer hoop laat sien het. Ek het my hoop in God Drie-enig gesit. God die Vader, skepper en heerser van die heelal, Jesus Christus, wie op die aarde die perfekte lewe kom leef het en op die kruis gesterf het vir my. Net deur hom kom jy in die hemel. En die Heilige Gees wat in my kop bly en my help reg van verkeerd skei. Daar is 2 dele in die Bybel wat vir my hoop en rus bring. Die bekende Psalm 23 en Johannes 8 vers 12. Toe het Jesus weer met hulle gepraat en gesê: Ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal beslis nie in die duisternis leef nie, maar sal die lig van die lewe hê. Dit is pragtig. Net voor ek aangaan, ek wil maar net sê, ons wat nie weet nie, hoe dit by ons werk nie. Ons het binnekort 'n DNA-sessie, so as jy nie genooi is en jy wil dit bywoon, kom praat net na die tyd met my. So ons by die kruis het ons nie 'n dag en datum van geloofsbelijdenis aflê nie. Ons het ook nie 'n ding wat ons voltooi en dan is jy reg. Dis wat ons het nie. As jy voel God die Heilige Gees werk in jou hart en jy wil belijdenis van geloof aflê, dan kom praat jy met jou ouers. Dis nou as jy nog op skool is, praat met jou ouers en hulle kom praat met ons. En ons as ouderlinge het dan gesprekke met jou. En so dis iets wat vanuit die hart uitkom. Dis 'n mooi ding. En dan wanneer ons oortuig is dat die persoon 'n wedergebore kind van die Here is en verstaan wat genade is en geloof is, dan kan hulle kom belijdenis van geloof aflê. En dan gaan die verbondsonderrig aan. Dan gaan hy aan en hulle is nog steeds deel van die kerk. Dan gaan nog steeds aan, want dit is 'n ewige ding. So by die kruis het die paas en maas is ook besig met verskillende disipelskaplyne. So dit hou nie op nie. Maar hierdie is 'n mooi gebaar wat vanuit haar hart uitkom. Dis haar behoefte en dis haar tyd en dis haar dag. Gina, dis 'n groot voorreg en 'n eer. So gemeente, familie, vriende, God in sy genade ons hier by mekaar gebring om getuie te wees van 'n wonderlike gebeurtenis. Ons het Gina in die gemeente sien groei in die geloof en vandag is dit haar dag wat sy belijdenis van geloof aflê. Ons sien in Handelinge 2 vers 39, wat God beloof het is vir julle kinders en almal wat daar ver is, vir almal wat die Here God na hom toe sal roep. Dis mooi. En sy het God se roepstem gehoor. Sy het tot bekering gekom en sy is wedergebore en as kind van gelowige ouers het sy groot geword in die geloof. Het sy God se roepstem self gehoor en is sy vandag hier om te bely, ek glo. Hierdie roepstem van God het hy openbaar in sy natuur. Sy 2 boeke, die natuur en die skrif, is sy ander boek. En sy het dit gehoor. Sy het sy roepstem gehoor en sy is hier om te bely, ek glo. In Jakobus 2 vers 18 lees ons, maar iemand kan miskien sê die een het die geloof en die ander het die dade. Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is en ek sal jou my geloof wys uit my dade uit. En nadat die ouderlinge
met haar op pad gestap het en sy haar getuienis met ons gedeel het, is ons oortuig as ouderlinge dat haar dade ook wys dat dit wat sy bely die waarheid is. En dat dit waar is in wat Jakobus 2 vers 18 ook van haar sê. Gina, jy staan nou hier voor God in die gemeente om jou geloof openlik te bely. Ek gaan nou 5 vrae stel en dan aan die einde daarvan, dan gee my net jou antwoord daarvan. Glo jy in God drie enig, God as Vader, God as Seun en God as Heilige Gees? Glo jy dat die Bybel die onfeilbare woord van God is, wat alles vir ons bevat, om God te kan ken, dat dit genoeg is, is niks meer nodig nie? Glo jy dat jy in sonde gebore en daarom eintlik verlore was en dat die Vader jou in sy genade alleen, deur sy Seun, ons Here Jesus Christus, sy volmaakte offer aan die kruis gered het en dat Christus, terwyl hy vir ons plek gereed maak by sy Vader, sy Gees aan jou geskenk het, wat jou in die geloof laat groei? Vierens, glo jy dat die kerk die gemeenskap van gelowiges, die liggaam van Christus op aarde is, en sy saam met die gemeente groei in sy woord en die heilige sakramente saam met die gemeente gebruik, tot versterking van jou geloof en tot eer van sy naam. En laastens, glo jy dat jy saam met die gelowiges van alle tye geroep is om die evangelie te verkondig en sy het die gawes, jou gawes, tot eer van God in diens van ander gebruik, hier in die kerk, maar ook in alle terreine waar jou God jou ook roep om te dien. Gina, wat is hierop jou antwoord? Ja. Gemeente, as jy die pragtige getuienis gesien het, gewoonlik is dit nou tyd vir die getuienis, ons het dit reeds gesien. Gina, wil ek dan net vir jou sê, jy is alreeds van kleins af deel van ons as gemeente, as ons geloofsgemeenskap, maar as belydende lidmaat wil ek net wil vir jou sê, welkom by ons en ons sien uit om hierdie geloofspad saam met jou te stap. Ons weet hierdie is nie die einde nie, want ons ken jou ouers. Ons sien hoe jy werk in die kerk by die kinders en ons sien hoe jy in jou stil manier God se lig skyn en ons is vir ons regtig 'n groot voorreg. Gina, welkom by ons as belydende lidmaat. Ons is baie lief vir jou en ons sal saam met jou bid en sien uit om saam met jou hierdie pad te stap. Ons vra dan na die ouers en die grootouers daar net vorentoe sal kom en net saam met ons hier sal staan. En as daar so 2 of 3 ouderlinge ook net vorentoe sal kom, wat netjies geklee is. Vier is ook reg. Kom Chris, jy het 'n lang broek aan. Sê. Gemeente, kom ons staan saam, kom ons sing die seën ook oor hulle toe. Gina is 'n groot voorreg aan die ouers. Hulle sê modelouers gee modelkinders. En ons weet, ons saam bid saam met julle, ons is saam dankbaar dat sy ook dan verantwoordelikheid doen van haar geloof en verantwoordelikheid neem. Kan die grootouers, is 'n groot voorreg. Kom ons sing die seën van die Here ook oor hulle uit.
mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 mag sy gunstes oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders, mag sy gunstes oor jou lewe en 1000 generasies, jou familie en jou kinders en jou kinders en jou kinders, mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan, net omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou. In die oggend, in die aarde, in jou doele, in jou late, in jou hartseer, in jou vreugde, hy is met jou, hy is met jou, hy is met jou, hy is met jou, hy is met jou. Genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Mag hy jou vrede gee. Driemaal heilige God, o Heer, ons loof U vir Gina se geloofslewe. Ons loof U dat sy na U opkyk en sy sê, my Vader. Ons loof U, Here, vir 2 ouers wat nog agter haar kan staan. En die saadjies van geloof kom plant vandat sy haar oë oopgemaak het. Ons loof U vir groot ouers wat vir haar kom bid. Haar op haar hande kon dra en vir haar ouers kon intree. Here, ons loof U vir elke lidmaat hier in die kruis. Elkeen wat in 'n tyd van dat sy ingekom het, koffie geskink het en gesprekke met haar gevoer het. Ons loof U vir die ouderlinge en die onderwysers wat tyd aan haar spandeer het en vir haar ingetree het. Here, ons loof U vir die kruispunt wat vir hulle oopgemaak het en vir hulle tyd gemaak het. Ons loof U dat U vir George en sy vrou en die gesin gelei het, Here, om kilos elke liewe Sondag te ry, sodat Gina kon hoor, so spreek die Here. Here, U het hier iets gebou wat niemand self kon doen nie, dis U en U alleen. En ons loof U vir elke gesprek wat sy gaan hê, elke gebed wat sy gaan bid.
Elke persoon wat sy gaan aanraak. Elke kind wat sy kan dien. Ons loof die Here vir liefde wat ons in haar kan sien. In haar ouers kan sien. In haar grootouers kan sien. Dankie dat jy haar seën en haar lei. Dat ons nou kon sing ook waar kan wees van haar. Ons bid dit in geloof. Ontvang ons dankgebed in Jesus naam bid ons dit. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en sy Seun ons Here Jesus Christus word deur die kragtige werking van die Heilige Gees ryklik aan elkeen van u geskenk. Amen. Ons glo God die Vader en ons glo in Jesus. Ons glo in die Heilige Gees en hy bring die lewe terug.